Hallo en welkom weer so by Farm Spice. Okay, so ons weet almal nee, dit is uitdagende tye op hierdie stadium. Jy sit met insetkostes wat dit doen en die pryse wil nie dit saam doen nie. Pryse doen dit en partykeer dit, nê. Nee. Okay, so. En raai waar is die squeezepunt, nê? Nee, jy as boer, hulle kom squeeze vir jou. Eindverbruiker die kant, insette daai kant en hulle squeeze vir jou in die middel. Okay. Ons moet begin kyk na alternatiewe. EcoSoil is dalk net een van daai alternatiewe. Ek praat met Jaco, hy gaan my meer vertel, wat is hulle benadering, wat is die oplossing wat hulle op die einde van die dag vir julle bied, in terme van om te kyk na minder insetkostes op die einde van die dag, en beter kwaliteit produk, en meer van hulle, so kom ons luister. Jaco, hoe lyk dit? Nee, goed, dankie met jou. Ja, doodstil rustig. So ons moes dalk 'n langer blok gekry het vir jou, nê. Nee. Sê vir my, EcoSoil, verduidelik my gou, wie is julle, hoe oud is julle al, van wanneer kom julle af, hoe loop die goed? Ja, ek het EcoSoil in 2005 gestig. En die doel hoekom ek dit gedoen het, juist is omdat ek self geboer het, ek was 'n plaasbestuurder en gesien het hoe ek met my eie onnoosligheid foute gemaak het. En dit is miskien nie foute wat almal van weet nie, maar dit is dom dinge wat ons gedoen het as gevolg van die dogma wat ons geleer het op universiteit en toegepas het 100% die resepte en so aan. En min wetende in daai reglynige tipe van houding wat ons sienpunt wat ons het rondom boerdery, het ons grondlewe vernietig en stelselmatig al meer kunsmis begin gebruik en al meer siektes op die plaas gekry en so aan. En toe ek komposteer begin gebruik het, elke jaar my stikstofvermesting met 30% gesny op die vorige jaar. So ek het oor daai 5 jaar periode voor ek bedank het as plaasbestuurder, het ek my stikstof met 70% gesny op my plaas. Ek het my fosfate met 100% gesny en die kalium seker met so 40-50%. Maar as jy nou kunsmis so baie sny, nee, hoe werk daai besigheid nou? Jy gaan mos dan tekorte in hardloop. Kyk, die landbousisteem, nee, met chemiese kunsmis raak al hoe meer oneffektief. So jy gaan al hoe meer kunsmis gebruik en dit is wat meeste boere sien. Wag. Jy moet my okay, right. Jy sê raak al hoe meer oneffektief, nê? Nee? Ja. Nou ek het lankal hierdie gut feel, maar ek kan dit nou nie regtig vir iemand in woorde omskakel nie. Dis soos half die chemiese kunsmis en wat ons gee, nê? Nee? Jou NP's en K's en al daai goeders, yes, dis kos vir die plante en so voorts, maar dit myn ook die biologiese kant van die grond dan nou uit, jou koolstowwe, al daai goed, want ek meen, ek weet nie of al baie ons is wat weet nie, maar 'n plant gebruik, vir elke stukkie stikstof wat jy hom gee, gebruik hy 'n klein huisie vol koolstof ook, om te groei, want ek meen op die einde van die dag, hierdie is koolstof, dis eintlik maar wat dit is, as jy hom brand, as jy hom uitdroog en brand, dan maak hy dieselfde as 'n stuk steenkool, né? Ja. Maar daai koolstof wat jy aan gebruik, dat ons daai goed nou gemyn het, en is dit wat jy van praat, as jy sê dat ons kry daai halwe negatiewe effek oor die langtermyn met die kunsmis, ons moet meer en meer gee om dieselfde effek te kry. Ja, die koolstof wat die plant gebruik kom meer uit die lug uit, né? Ja. Maar die koolstof wat verbrand word is as gevolg van mikrobiese aksie in die grond. En dit is as gevolg van die stikstof wat hier neersit, want bakterieë is hoog in proteïene, so hulle gebruik die stikstof om meer bakterieë te maak en dan het hulle koolstof nodig. En dan eet hulle die koolstof uit die grond uit basies, of jy noem dit oksidasie, hulle verbrand die koolstof uit die grond en dan skei koolstofdioksied af, dan gaan die koolstof op in die lug. So dis eintlik wat gebeur. Dis een nadeel. Die groot nadeel is dit is so oneffektief dat jy 80% verloor met dit. Ja. En dit besoedel die omgewing en jy weet as jy nou besproeiingswater moet gebruik van jou buurman langsaan wat nou hoogs besoedel is met 'n klomp negatiewe goed tussen, dan beïnvloed dit jou oes. Nou, so dit wat jy eintlik vir my sê is, nee, as jy nou gaan vat, ek gaan hom nou terugbring na 'n interessante ding wat ek nou net aan gedink het, nee. As jy nou 'n engine vat op 'n kar, nee, nou hier in die 20's, nee, het ons mos nou net, ek wil sê jy het 'n 4 liter Stryd-Six gehad en die ding het ook maar net 50 perde krag gemaak, nee. Nou haal jy al 500 kW uit dieselfde tipe engine uit met beter verstaan en net die meer effektiewe gebruik van daai petrol, as ek dit so kan stel. Is dit 'n ding dan dat ons met die huidige chemiese kunsmis wat ons sit, 'n plant het argumentsonthaalwe, ek weet nie hoeveel N gebruik hulle gewoonlik op die drywe nie, kom ons sê net vir die argumente 100 N, nê? Van daai 100 N het hy effektief
net 20N nodig, maar ons moet hom 100N gee deur middel van die chemiese proses om die 20N se werking te kry. Verstaan ek dit reg? Ja, maar soos ek sê, daai 20N wat jy nodig het, 80% van het jy eintlik nie nodig nie, en dit gaan verlore in loging, jy weet, en dit besoedel ons nou in die omgewing. Maar dit vat ook kalsium saam as dit uitgaan uit die grond uit, né? So jy het altyd 'n kalsiumtekort wat jy veroorsaak as gevolg van die logingseffek. So as jy nitrate byvoorbeeld loog, vat dit kalsium saam, so jy loog en 'n kalsiumnitraat uit die grond uit. Die ander ding is ook, jy voer jou plant heeltyd soutte. So jou plant gaan nou dorser wees. So jy gaan altyd sonbrandskade kry, of jy gaan, weet, as daar 'n hittegolf kom, gaan jou plant as heidmondjies vroeër toemaak, jy gaan baie makliker sonbrandskade kry, en jou waterverbruik gaan hoër wees. Maar die groot ding kom eintlik uit grondgesondheidsoogpunt uit, want jy vernou jou spesies in jou grond na die spesies wat hierdie kunsmis kan omskakel. En jou ander spesies raak verdwyn uit die grond uit. En jy kry 'n shift van anaerobiese organismes na anaerobiese organismes. So wanneer jy begin byvoorbeeld die grond 'n hoë koolstofinhoud het, sê maar 'n goeie virgin soil, en jy begin 'n kunsmis daar gebruik, dan verbrand jy koolstof elke seisoen. So in die begin kry jy nou goeie produksies met sê maar 100N. So as die koolstof sak, gaan jy al hoe meer N nodig hê om dieselfde produksies af te haal. Ja. En dit is die typetang wat ons weet in die hele skade wat ons die konvensionele benadering doen. Ek kon nog wegkom daarmee in die verlede tot Putin besluit het hy so oulik en nou as jy kyk waar kunsmispryse nou is. Ek meen ja, dit het nou alweer 'n bietjie afgekom, maar dit maak net nie maak net nie meer vir my sin nie. Ja. Nou so jy weet ons missie is juis om boerdery meer winsgewend te maak en daai risiko te verminder. Nou as ons benadering is reglynig teenoorgestel van die chemiese benadering en mense dink omdat dit nou heeltemal verskillend is, dit verhoog jou risiko, maar wat ons doen verminder jou risiko, want ons is seker dat jou produksie, na elke produksieseisoen, is jou plante en grond en alles baie beter af as hulle was voor die begin van die seisoen. Maar die konvensionele benadering is 'n naamloospare. Jy gaan altyd meer insette nodig hê en meer insette nodig hê. En jy weet as jy kunsmis nou 20% opgeneem word, weet, daai kunsmis kan net so stadig omgeskakel word in die plant, want dit is nou 'n nitraatvorm of ammoniumvorm. Daai goed moet na amoniesure omgeskakel word. En dis nog eers die aerase proses ook deurgaan in baie gevalle. As jy urium gooi, dan moet jy nog eers deur die aerase proses hardloop, dan kry jy hom in die plant en dan presies wat jy nou sê, moet hy nog omgeskakel word na amoniesure. Ja, en dit is daai omskakelingseffek is ook energie-intensief, né? Nou dry jy nog jou plant van energie af. En hy kan dit net so stadig doen. So meeste van daai kunsmis gaan afval uit by die blaarweë, by die uitmondjies. En dis waar jou siektes lok. So jy het 'n never-ending spiral van goed wat jy moet doen, vure wat jy moet doodslaan as gevolg van die unintended consequences wat jy kry met hierdie, kom ons noem dit die chemiese benadering. So wat ons nou doen is ons herstel stelselfunksie. Nou stelselfunksie is 'n grootliks afhanklik van die mikrobestatus in jou grond en wat se diversiteit in mikrobes jy het. Hoe meer diversiteit in mikrobes jy het, hoe meer funksies gaan hy goed verrig vir jou. Funksies soos mineralisasie van gronddeeltjies, losmaak van minerale wat eintlik dieselfde ding is, en dan siektebeheer, hormone wat vervaardig word, afbreek van toksiese stowwe, gronddeurligting, allerlei tipe van funksies, afbreek van organiese patogene uitsort langs die pad en afbreek van organiese materiaal en so aan, jy weet. Ja, en ek neem aan koolstofbou op. Ja. So as jy nie daai goed in die grond het, jy nie daai funksies nie. So jou stelsel is baie oneffektief, weet. So ons herstel die stelsel deur daai mikrobes in te sit en ons doen dit op verskillende maniere, weet. Die goedkoopste manier is met 'n komposekstrak, waar jy nou diverse kompos kry van ons af en jy was dit uit en jy sit dit in die grond. Komposteer is 'n baie meer koste-effektiewe ding en is 'n baie vinniger ding om daai selfe proses reg te kry, want jy het 'n komposteerstelsel nodig wat 'n kapitaal-intensiewe ding is, maar dit of koste het. Maar jy weet, jy kan baie meer mikrobes steel en jy kan jou grond baie vinniger regkry met 'n komposteer bijvoorbeeld. En dan op die droëland boere, jy weet, ons doen saadinokulante wat is daai organismes wat in die kompos is op die sade koud vir jou en so aan, en of jy kan invoer komposekstrak doen en so aan. So daar's maniere om daai diversiteit terug te sit in die grond en dit is baie goedkoop. Dit is eintlik dankie vir jou bak baie goedkoop. Maar hoekom kry ek waar gaan hulle dan nou heen, die ander wat mos nou, want hulle moet mos nou op 'n stadium seker daar in die grond gewees het, of is dit 'n ding van omdat meeste van ons met 'n tipe van 'n monokultuur boer, is dit, jy kry dan nou net 'n hoër konsentrasie van een tipe ding, maar hulle kan nie vir jou al die werk doen nie, so jy moet 'n diverse klomp insit,
Nie almal van hulle gaan noodwendig job nie, maar die een wat 'n job kry, hy gaan hom vat en hy gaan hom doen, is ek reg? So byvoorbeeld toe ek nou begin boer het, ons fynbosgrond uitgeploeg, nee, wat baie divers is in spesies. Nou elke plantspesies het sy eie worteluitskeidings, kan jy sê, molekules wat hy uitskei. So dit verskil tussen plantspesies wat hulle uitskei. En hoe meer plantspesies jy het, hoe meer diversiteit en mikrobes gaan jy hê. Jy weet, en dis hoekom ons ook met ons benadering aanmoedig ouens dekgewasse het of onkruide by hierdie meerjarige gewasse onkruide toelaat om te groei. En soos hulle hier gedoen het, jy weet, hulle het die onkruide op 'n sekere stadium doodgespuit, maar die kompos jy kan dan die goed afbreek en kompos maak vir jou. Ek weet as jy nou kyk hier, iets ons die grond los. Ek kan met my hand 'n gat grawe in die grond. Daar's die haarworteltjie. Ja, die haarworteltjies daar. So jy bou 'n ander stelsel, jy kan kompos maak in jou boord met hierdie benadering sonder dat jy die kompos uit te strooi en al die goed te maak en jy weet daai kapitaalintensiewe proses deur te gaan. En dan maar wat ons gevind het, kyk ons doen nou kompostee al van 2005 af, jy weet. So wat ons gevind het, ons bou op met die een kant, jy weet, jy kan definitief jou bemestingskoste afbring met kompostee, jy kan ten minste 30% sny as dit nie meer nie. Maar die groot ding is ons bou op in die kompostee, maar ons breek af in die chemie. So om dit nou te counter het ons nou So jy's nou 2 stappies vorentoe, 1 stappie terug. Ja, 2 stappies vorentoe, 1 precies, stappie terug. Moet keer die pas die hele tyd. So om nou die ding te kry dat hy nou regtig vorentoe gaan, het ons nou die EcoDelta reeks organiese bemestingsstowwe ontwikkel. En een van die dinge wat ons reg gekry het is ons het 'n produk ontwikkel wat versadig gemaak is Fertility 2 wat verskriklik hoog is in energie. So dit pomp energie, dis 'n vloeibare produk, so ons pomp dit in deur die besproeiing in. En dis sit ekstra energie in die grond en dit verhoog daai nutrient cycling rate vir die mikrobes. So dan kom maar meer minerale los vinniger. En daai goed is klaar in 'n molekulêre verbinding wat plante kan herken en hulle gaan in die plant en die plant kan dit net so gebruik. Hulle hoef nie energie te gebruik om daai goed om te skakel. So dis 'n baie energie met lae energie proses wat ons gevolg. Alhoewel ons nou al hierdie klomp energie insit. So die plant gebruik gebruik in 'n vorm wat hy basically net kan ingaan. Ek meen as jy gaan kyk, nou gaan ek lekker ver terug biologie toe, nê. Dit is mos in die mitokondria as ek dit nie mis het nie, nê. Sien julle, ek ken groot woorde. Waar hulle die aminosure bymekaar sit om hormone en proteïene en whatever moet gevorm word daarso. Is dit dan een van daai goeders, jy het net genoeg van daai goed vrylik beskikbaar vir die plant, dat wanneer hy basies sê, okay, right, luister, ek het hierdie verskillende goed nodig, want ek moet nou van daai proteïene produseer, laat hy dit actually kan doen. Ja, kyk, plante is anders as wat mense dink, eintlik baie intelligente wesens. So hulle kan self daai goed split en verander en weet in die plant self. So hulle kan die boustene wat ons vir hulle neersit, kan hulle manipuleer en hulle kan doen daarmee wat hulle wil en weet gebruik vir weefsel of gebruik vir vrugte. En weet die benadering is baie meer reproduktief as vegetatief. Die chemiese benadering is, ek dink, stimuleer baie meer vegetatiewe groei en minder so reproduktiewe groei. So met ons benadering is dit baie meer gebalanseerd. Ons sien dit ook in die ander vrugte, dat jy beter balans kry tussen loof en vrugte en so aan. So jy wil 'n fabriek hê, want ek meen boerdery is eintlik essensieel energieonderskepping en stoorbesigheid, né? Jy wil die energie van die son wil jy soveel as moontlik omskakel in organiese verbindings wat jy of in lote bou of in wortelgroei of in vrugte. En jy wil ook hê die stelsel moet so effektief as moontlik wees. So jy wil graag soveel as moontlik verskillende gewasse hê wat daai energie kan opvang. So dis hoekom 'n ander storie gewas wat groen is hier onder jou wingerde die beste is eintlik, wat jy daai ekstra koolstof kan bind en inpomp in die grond. So hoe meer plantspesies jy kan toelaat waar daai koolstof kan inpomp, hoe meer funksies kry jy uit die grond uit, weet. En hoe meer energie pomp jy in die stelsel in. En elke plantspesie is 'n tydelike stoorplek van energie. So daai onkruide stoor daai energie wat jy nou met die son getrap het vir 'n tydperk tot hulle nou doodgaan en dan word daai energie nou omgeskakel deur mikrobes en weer vrygestel vir die plant. So dis 'n siklus wat jy nou tydelik energie stoor vir 'n tydperk. So dan is die stelsel baie effektief, weet. En hier by John het ons die insetkoste afgebring, maar ons benadering verhoog ook die produksie en die kwaliteit van die goed, want die goed is nie gestres nie, so hy kry nie claims nie en sy produksie is fantasties. Ek weet as jy kyk, ek dink nie enige konvensionele boer sal maar so oes hê nie. So die proses werk, weet. En ek meen wat as ek in die blare kyk, nee, ek meen ek sien nie
tekorte en ek weet ons is nou by 'n paar blokke gewees en hy is in totaliteit nou al 3 jaar op julle stelsel, so jy sou gedink het as daar nou enige tekorte moes gewys het, sou dit nou al deurgekom het, maar ook oor deurgaans, die eerste ding is, so, want jy is al 20 jaar in die game, so ek dink is nou veilig om te sê, jy is daarom nou nie 'n fly-by night nie, Ja. Want ek meen, as ek nou nog 'n ou met 'n kannetjie op my plaas kry, ek is al moeg om hulle weg te skop daarso, want jy sny net af op 'n stadium waar jy net gaan luister hierso, man, ek stel nie meer belang om te luister eers nie, maar julle het al van die ouens af gehoor, julle is nou al 20 jaar in die game, uit die aard van die saak uit, ongelooflik baie geleer uit dit uit, maar ek neem aan ook, dan julle stap 'n pad saam met my, deur my oes, om seker te maak dat, indien ons moet ingryp met tradisionele chemie, vir watter rede ook al, wat julle klink my nog nie hoef te gedoen het, regtig so baie nie, maar dan doen mense dit, as ek reg. Ja, dan kyk, ons is nou nie onverskillig nie, ons wil graag hê jy moet beter doen, met ons benadering is swakker, so ons kyk, ons baie gelei deur die grondanalises, en kyk dat ons die gronde chemies balanseer en so aan, en dan, verskaf jy energie in die mikrobes wat daai goed losmaak vir jou en in jou plante indra. En die plant is die beste ou om te besluit wat hy nodig het op watter tyd. Jy weet. Ons dink ons weet wat die plant nodig het. Maar ons is stupid, So dit is 'n geweldige dinamiese ingewikkelde stelsel wat ons mee werk. So wat ons nou doen, ons enable die plant en die grond om te verskaf wat die plant nodig het. En jy weet, dan het jy 'n plant wat baie meer happy is, wat wys vir jou hy is gesond en wat produseer jaar op jaar iets wat beter of kwaliteitsgewys beter. En jy kom in 'n stelsel wat meer wins maak en dit is wat op 'n einde van die dag belangrik is, Jy praat nou van meer wins maak, want dit is waar ons wil uitkom. Okay, so dis nou my volgende vraag. Kostes gewys, kom ek dieselfde in as chemie, is julle duurder as chemie, wat is die doel op die einde van die dag, van waar wil julle wees? Kyk, ons wil natuurlik die meeste wins vir jou maak, so in die meeste gevalle is ons goedkoper as die chemiese programme, want ons goed word locally gemaak en word nie ingevoer nie, so dit is nou maar klaar besparende faktor. En daar is wel gevalle waar boere nou lae bemestingsvlakke handhaaf as gevolg van hulle inset, hulle winsmarge wat nie hoog is nie, so dan mag daar gevalle wees dat ons program miskien 'n bietjie duurder gaan wees, maar ek dink ons sal 'n beter resultaat in sulke gevalle kry. So in elk geval probeer ons as 'n nuwe kliënte kom, moedig sy ou aan om op 'n gedeelte van sy plaas dit eers te probeer en kontroleblokke te los, Die beste is om kontroleblokke te los wat dieselfde ouderdom is en apart geoes word. En dan demonstreer ons vir julle dat ons benadering beter is. Ek weet, ons het nou gister 'n boeredag gehad in Parel waar een van die ouens wat er bygewoon het, ons doen 'n splitblok daar. So een blok het 3 bespringingsblokke, hulle het die swakste blok vir ons gegee. Hierdie seisoen. Ons swakste gedeelte doen die beste nou op die stadium in een seisoen. En dit is as gevolg van die benadering wat ons volg. En as daar so 'n dramatiese verskil in een seisoen is, dan moet daar mos 'n ware insteek in die proses. En die hele ding is, mens moet besef dat jy werk met 'n lewendige stelsel. En as jy die ding kos gee wat hy van hou en kan gebruik en nie sy stelsel die mekaar krap nie, dan kry jy beter plante, jy kry beter dinge se groei en respons. Net soos 'n mens se dieet bepaal hoe slim hy is, weet en hoe intelligente besluite hy maak en hoe sy dag en dag funksionering gaan wees, weet 'n ou wat depressief is en swak kos eet, gaan baie minder uitdruk as 'n ding wat gesond en happy is. So die plante is happy en dis hoekom hulle kan doen wat hulle doen, weet, en ons kry die stelsel elke jaar in 'n beter kondisie, so dit is 'n ding wat vorentoe gaan. Right, so wil jy weer winsgewend wees op jou plaas, Kom met EcoSoil in kontak en dis een van daai goed, dat hulle by jou kom kuier, hulle met jou kom praat, kyk hoe werk jou stelsel, kyk hoe werk die goede by jou en kyk dan hoe kan dit by jou boerdery inpas. Die kort en die lang van die storie is, ons almal weet op die huidige trend voel dit vir jou dat jy weet nie gaan jy dit maak of hoe gaan jy dit maak nie. Hierdie is dalk net 'n oplossing. So, linkie bo of hier onder, chat met hulle by jou kom kuier en dalk kan jy ook 'n bietjie op jou insetkoste sny. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.